vanmôre kom en ek wil die woord bring wat die Here op my hart gelê het, 'n geweldige na in my hart woord wat God aan my gegee het, en dit, as ek praat oor die kruis, raak ek altyd bewoe, want die kruis is vir my so spesiaal, omdat ek besef, is so iets groots wat ek ontvang het, wat ek nie verdien het nie. Is iets so groots wat ek gekry het, wat ek geensins voor kon werk nie. Dis net genade, en genade alleen. En die boodskap vandag, die tema wat die Here my gegee het, is die tema God se ruiltransaksie. God se ruiltransaksie. Ek wil hê jy moet vanmôre verstaan dat die kruis was nie net 'n dood nie. Die kruis was 'n ruiltransaksie uit die troonsaal van God. Die kruisiging van Jesus was nie net 'n teregstelling nie, dit was 'n goddelike ruiltransaksie. As ons kyk na Jesaja 53 vers 5, dan sê hy, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Kom ons gee hom eer, halleluja. As ek kyk na hierdie gedeelte, dan besef ek dat die sonde het nie net fisies gegaan en ons het gesê, hier's die sonde en ons kon die prys betaal, of Jesus het net gekom en hy die prys betaal vir die sonde deur te sterf nie. Die sonde moes eers oorgedra word op hom fisies, voordat hy daarvoor kon sterf. Weet jy wat se gevoel moet dit wees vir iemand wat heilig en suiwer is, wat God is, wat die woord sê, dit geen roof ag om homself gelyk te stel aan God die Vader nie, om daai sonde van die mens op hom te moet hê daai oomblik. Hoe vuil hy moes voel, hoe sleg hy moes voel, om teen homself eintlik te oortree en te sondig as jy dit vat, want hy's heilig en die vuilheid moes oor hom kom. Maar hy moes dit doen, sodat u en ek geregtigheid van God in hom kan wees. Hy het geword wat ons was, sonde, skuld, vervloeking en verwerping. 2 Korinte 5:21 sê, want hy het hom, God het Jesus, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Mense, hierdie is verskriklik groot. God het nie aan die kruis net die sonde gestraf nie. Ek het dit gesê en ek wil graag weet dit sê, ek wil hê jy moet dit snap vanmôre. Hy het die sonde eers op sy seun geplaas. En toe, hy het dit letterlik gegaan en gesê, kom ek haal die laste af van julle af. Ek plaas dit op hom en nou gaan hy die prys betaal daarvoor. Want in sy heiligheid was daar nie 'n prys te betaal nie. Hy moes die sonde van ons word. Toe's ons geregverdig, toe stap ons deur. Toe's hy skuldig. Toe's hy sondig. Toe's hy verkeerd. Toe's hy verwerp en vervloek. En toe moes hy met sy bloed betaal, om daai offer vir eens en altyd te kon betaal. Besef jy hoe groot is dit vanmôre? Mense, dis bitter spesiaal dat ons hierdie saak verstaan. God het aan die kruis vir ons gewys, die sonde sal nie ongestraf bly nie. Die kruisiging was nie 'n oorwinning vir Rome, die Romeinse soldate, en vir die wettiese ouens, die kerk van ouds wat hom gekruisig het nie. Die kruis was die ruiltransaksie wat God reeds in sy volmaakte plan gehad het, sodat u en ek vir ewig kan lewe. Dis waarvoor die kruis daar was. As ons verder gaan, wil ek vir u sê, die kruis wys twee dinge vir my tegelyk. Een is die heiligheid van God, en twee is die liefde van God. So uiteenlopend, maar tog so saam. Een, die heiligheid van God, dat geen sonde sal ongestraf bly nie.
2, die liefde van God. Hy het die sonde op hom geneem. Hy het met sy lewe die prys vir ons betaal, toe ons dit nie kon doen nie. Is dit nie vanmôre genoeg om dalk te sê, Here, ons wil U net bietjie eer nie? Is dit nie dalk genoeg dat ons vanmôre bietjie ons hande wil opsteek en sê, dankie Vader, vir die prys wat Jesus betaal het. Dankie vanmôre dat ek hier kan sit deur genade gered, toe ek nog 'n sondaar was, toe ek nog ver was. U het nie gewag tot ek U aangeneem het, U het nie gewag tot ek kerk gegaan het, U het nie verwag tot ek verbeter het en 'n mooi lewe geleef het nie. Toe ek nog ver was, het U reeds naby gekom en vir my die prys betaal, want Hy het my so lief gehad, dat Hy homself vir my gegee het, toe ek nog 'n sondaar was. Die woord sê, nouliks sal iemand vir regverdige sterf, maar wie sal nou vir 'n sondaar gaan sterf? Hierdie is baie groot, en ek wil hê jy moet dit weet. Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Ja, dit is spesiaal. Toe gebeur daar iets anders. Toe gebeur daar iets anders. Die voorhangsel het geskeur. Ek wil nou hê jy moet baie mooi let op hoe die voorhangsel geskeur. Matteus 27:51 sê, en kyk, die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur. Nie van onder na bo nie, maar van bo na onder. Wat beteken die oomblik toe daar die voorhangsel skeur en Jesus met sy bloed die prys betaal? Toe sê God, nou skeer ek weg die tussenganger, nou skeer ek weg die mens wat as middelaar intree. Al wie nou as middelaar tussen U en my en God intree, is Jesus en Jesus alleen. Ek het nie 'n mens nodig nie, ek het nie 'n stelsel nodig nie, ek het nie nodig om eers te moet dit en te moet dat nie. Die man aan die kruis het nie nodig gehad om eers om te laat doop nie. Die man aan die kruis het net bely, ek het U nodig, en dit was genoeg gewees. Die kerk kom en die kerk maak die reëls. As jy nie gedoop is, jy gaan nie hemel toe nie. Is dit so? As jy regtig jou Bybel ken, kom praat met my, anders moet jy nonsens praat nie. Daar's geen skrif wat sê dat daai man van die kruis afgehaal is en hy het eers gaan doop nie. Maar my Jesus het gesê wat die laaste sê het. Want die oordeel is aan hom oorgegee. Hy het gesê, vandag sal jy saam my in die paradys wees. Halleluja! Daai man het nie eers gegaan en gaan verander en 'n goeie lewe gaan leef vir 'n jaar of 2 nie. Hy het net gesê, dink aan my. Die kerk en die godsdienststrukture het soveel reëls opgestel, sodat ons weer die mag van die wet kon behou, om oor mense te wil reëls maak en die tugmeester speel. God het die tugmeesterskap weggeneem uit die mag van die hand van die mens, want daarom het Jesus kom sterf, sodat ek en U in die vryheid kan staan, in die vryheid en die leiding van die evangelie, om die Here in vryheid te dien, sonder 'n las wat mense op ons lê. Amen. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Jy moet die saak bitter mooi verstaan. Kerke wil sê, jy moet eers die doen, dan moet jy katkeseer, jy moet eers so, jy moet so, en nou as jy Here aanneem, nou het jy bekeer, en dan as jy nou 'n ruk lank dit goed doen, dan is jy wedergebore, en as jy nou wedergebore is, dan is jy nou eers 'n mooi kind van die Here. Absoluut snert. Niks anders is dit nie, dis snert. Nie een plek waar Paulus die evangelie verkondig het, het hy gesê, julle word wedergebore nie. En Paulus het met ons almal gepraat. Wedergeboorte is 'n term wat die kerk vir jou sê, wanneer hulle voel jy's heilig genoeg. Jesus sê die dag, toe daai man aan kruis sê, dink aan my, toe sê Jesus, ek dink aan jou, jy sal saam my wees. Die kerk sê, nee, wow, jy's nou tot bekering, ons gaan nou wag vir wedergeboorte. Eina, sê maar saam my eina. Ons het vir onsself stelsels in plek gesit, wat God kom afbreek het deur sy seun se bloed. Jy kan glo in wedergeboorte as jy wil, is goed, is 'n mooi ding. Jy kan glo in baie dinge as jy wil. Pas op net dat dit wat jy in glo, jou nie weghou van God se genade af nie. Hoor wat ek vir jou sê. Jy mag glo wat jy wil, jy mag glo jy's Israel, jy kan glo jy's 'n Jood ook as jy lus het.
Dan moet jy net die Joodse goed volbring. Maar okay, jy kan baie dinge glo wat jy wil. Maar ek wil jy moet vanmôre een ding verstaan. My Jesus het met sy bloed die ruiltransaksie kom betaal. Hy het die sonde kom wegneem toe die Vader sê, iemand gaan moet instaan. Hy kom instaan, en hy het een keer sê die woord, met sy bloed kom betaal. Nou wil ons van voor af weer opneem wat hy ons van vrygemaak het. Nee mense. Die kerkstruktuur het ons geleer, okay, nou kom jy in, ja jy lyk nou right, maar onthou wag, jy moet nou eers deur 'n paar dinge van ons kerk gaan. Dis nou ons volgende reëls. En dan eendag skielik, nee, jy's nou reg, nou mag jy gedoop word. Jy's nou reg. Nou, onthou, jy's nou reg. Waar in die Bybel staan dit? Nee, ekskuus, ek weet nie of jy 'n ander Bybel lees nie, maar ek lees die ware woord van God, myne sê dit nie. Ek het gegaan deur al 33.000 teksverse, daar staan nie sulke goed nie. Okay, nou is jy reg, nou mag jy gedoop word. Nou mag jy jou volgende stap gaan, jy nou by stasie 3 uitgekom. Na ruk, nou mag jy gedoop word met die Heilige Gees. Van hulle leer jou tale praat, van hulle bid daarom dat jy het ontvang. Maar eintlik sê die woord tog, die oomblik was ek Jesus aanneem. Jesus kan nie in my hart ingekom het nie, want Jesus het gegaan om plek voor te berei. So wat het in my hart ingekom toe ek Jesus aanneem? Ai, nee man, dit kan nie wees nie. Julle bid dan elke Pinkster vir dit. Kerk van God word wakker. Die oomblik wat ek Jesus aanneem, kom sy Gees in my woon. Nou moet sy Gees net begin gestalte in my kry. Nou moet sy Gees begin om uit te manifesteer deur my. Ons gaan wag elke jaar op Pinkster. Hulle moes op Pinkster gewag het, want die Heilige Gees was nog nie uitgestort nie. Hy's reeds uitgestort. Hy's reeds nou by ons. Dis dieselfde, ek sê vir jou, vat laas jaar se Kersgeskenkie gaan dra hom toe en sit hom onder die boom. Nee. Hy's reeds uitgestort. Nou vra ek Gees van God begin gestalte in my kry. Let the Christ likeness in me come forth. Amen. Maak dit sin vir wat ek vanmôre vir u sê? Die Vader, God in sy almag, ja, hy voorhangsel geskeur van bo af onder toe. Te wys is nie die mense te doen nie, dis my te doen. Maar die mens bring weer die reëls in, en ons val maar so skapies agterna. My volk gaan te gronde weens gebrek aan kennis. Omdat hulle die kennis verwerp ek hulle, sê die woord van God. Ja, mense. Jesus, help ons. Ons sit in die kerk, en baie van ons mense het godsdiens gekry, maar jy het nog nie God gekry nie. Baie van ons mense het by godsdiens uitgekom, is die beoefening van 'n mooi gebruik op 'n Sondag, om te erken, dat jy aanbid 'n God. Maar jy het nog nie by God, van die godsdiens uitgekom nie. Baie mense, knie langs die kruis, maar vanmôre wil ek jou vra, het jy al gekniel by die kruis? Het jy al vanmôre gekniel by die kruis? Want daar is 'n verskil. Daar's 'n verskil, die oomblik as ek sê, dink aan my Here, die een het gespot en hy was langs Jesus ook aan die kruis. Die ander een het die kant gesit en hy het hom erken en bely, hy het gekniel by die kruis. Een was langs die kruis, die ander een het gekniel by die kruis, en die een wat gekniel het, het hy gesê, vandag sal jy saam my in die paradys wees. Vanmôre vra ek jou, het jy al gekniel by die kruis? Het jy al gekniel by die kruis? Ek wil gou vir jou sê, om te kniel by die kruis, het jy nie nodig om te kom met goeie werke nie. Jy het nie nodig om daar te kom as jy eers vir my kan sê, jy was soveel jare in die sonneskool, of jy kom met deur ander sisteme wat jy moes katkasseer, of wat ook al, of alles wat jy moes doen nie. Jy het nie nodig om eers 'n volmaakte lewe te geleef het nie. Jy het nie nodig om 'n skoon ITC-rekord te hê nie. Jy kan vanmôre net kom en sê, ek kniel by die kruis, want ek erken ek is 'n helverdiende sondaar, wat slegs deur sy genade gered kan word, en sê my genade is vir jou genoeg. Ek wil nie sê nie, maar ek gaan dit tog sê. Ek sê eendag mooi daaroor praat. Ek luister 'n baie insiggewende ding
Baie van julle het dalk gesien op sosiale media, maar ek wil dit graag aan u verduidelik. 'n ex-satanis, 'n ex-heks wat tot bekering gekom het, sê, sy het baie geeste en demone moes oorwin in haar lewe. Die Jezebel gees en al hierdie geeste wat groot goed is, groot sterk demone om te oorwin. Dis maar as een wat sy nie kon oorwin nie, wat so sterk was, die sterkste van almal. Die Pharisee gees. Nou kom ek sê gou vir jou, wat is dit? Dis 'n godsdiensgees. Die sterkste demoniese mag wat bestaan, is 'n godsdiensgees, wat die sterkste uitgeoefen word in die eng Christenkerke. Weet jy wat is dit? Is 'n self-righteous gees, dat ek het arrive, en hulle is nie diep genoeg nie. Ons loop die regte pad, nie julle nie. Ons het by God uit, ons het God se stem, ons is a holy few, we are picked by the Lord, not you. 'n godsdiensgees wat 'n selfregverdigende gees is, wat almal judge, wat nie soos jy lyk, ryk en voel en optree nie, is die sterkste demoniese binding wat die kind van God bind om nie by die vryheid van God se gees uit te kom nie. Dis een van die sterkste demone wat die kerk lam lê, dat die Heilige Gees nie sy volle werking kan beoefen nie. Amen. Eina. Jacques Potgieter het daai gees oorwin deur God se genade. I've been there, I've done that, I got that t-shirt. I also got that marks. En ook daai slegte herinneringe. Ek was 'n Moses gewees. Ek het gedink ek weet alles. Ek het almal vertel, wie gaan hel toe, wie gaan nie hel toe nie. Wie's daar? Ek was 'n Saulus gewees. 'n Saulus. Hy die kerk vervolg, want wie is hierdie manne met hulle nuwe godsdiens? Julle moet doen soos wat ons gedoen het. Toe kom Jesus my pad langs, ek dank God vir Damaskus ondervinding. Toe maak hy van Saulus 'n Paulus. Toe besef ek dat dit wat ek is genade, en dit wat ek het is geleen, en as ek waardeer wat ek het, gaan God my nog meer kragtig gebruik, tot sy eer, en tot seën van God se werk, sê amen. Maar die dag as jy op 'n plek is wat jy voel, dat ek is nou heilig. Want ek bid soveel per dag. En ek sing in die nag. En my beker gaan van alle grootmanskap oorloop. Nou wil ek vir jou sê, en jy het soveel gevas, en jy het soveel gedit. Ek wil gou vir jou sê, niks van daai goed tel niks by God nie. Dis mooi, maar tel niks tot jou heiligheid nie. Genade en genade alleen. Paulus sê, dit sal net genade bly as ek gered word. Ek wil hê jy moet dit vanmôre verstaan. Kom ons gaan verder. Die kruis, wat ons vanmôre herdenk, die nagmaal, vra vir 'n reaksie. Hy vra nie net vanmôre, laat dit vir jou simbool moet wees nie. Dit moet nie net vir jou simbool wees van 'n Christus wat gesterf het nie. Dit moet vanmôre vir jou die krag van God geopenbaar in jou lewe wees. Vanmôre is hierdie kruis 'n uitnodiging. Vanmôre is die kruis vir jou uitnodiging. Ek vra vir jou, wil jy jou sonde self dra? Wil jy vir ons bewys uit jou mooi lewe en die wonderlike mens wat jy is, gaan jy dit self doen? Of is jy vanmôre bereid om te sê, ek gaan kniel by die kruis, want ek kan dit op my eie nie maak nie. Ek kan dit net maak deur Jesus se genade. Daar is geen middelpad nie, of jy dra dit self, of die Here dra dit. Daar's nie 'n tussenin nie. Vandag is die mense wat kerk toe kom, dag vir dag, week vir week, maand vir maand, jaar vir jaar. Hulle het nog nooit by die kruis gekniel nie. Hulle erken die kruis, hulle sien die kruis, hulle praat van die kruis, maar hulle het nog nie by die kruis gekniel nie. Vandag wil ek jou vra, Johannes 3:16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Vandag vra ek vir jou, as jy die ewige lewe wil hê, en jy's nie seker nie, is daar een vraag wat ek jou vra. Wil jy nie van langs die kruis bietjie skuif tot voor die kruis nie?
Wil jy nie van langs die kruis staan en praat met die kruis en van die kruis skuif tot voor hom, laat jy kniel en hom erken en bely nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy nie eers in jou lewe, jy kan in die kerk groot geword het. As jy nie eers in jou lewe erken en bely dat Jesus jou persoonlike verlosser en saligmaker is nie, is jou saak nie met God soos dit moet wees nie. 'n Goeie lewe vat jou nie hemel toe nie. 'n Verhouding en afhanklikheid van God vat jou hemel toe. Niks anders nie. Want anders is daar baie mense wat 'n wonderlike lewe en snaakse gelowe leef. Ek sê nou vir jou, niemand gaan na die Vader behalwe deur Jesus die Seun nie. En hoe gaan ek deur Jesus? Deur my afhanklikheid te bely. Vanmôre wil ek u vra. En ek gaan nie nou vanmôre uitrek nie, maar ek gee jou 'n geleentheid. En ek wil jy moet my baie mooi hoor. As jy vanmôre voel, Here, ek is nog al die pad langs die kruis. Ek is hier naby. Ek is in die kerk. Ek word groot in die kerk. My familie is in die kerk. Ek het maar dis wat ek ken niks anders nie. Wil ek vanmôre vir jou vra, wil jy nie dalk 'n skuif maak en sê ek kniel vanmôre by die kruis nie? Jy wat vanmôre voel, Here, ek wil nie meer langs die kruis staan nie, maar ek wil voor die kruis kom kniel. Ek wil vanmôre Jesus Christus opnuut aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek wil u nooi, jy wat vanmôre saam my so voel dalk, staan nou so gou moontlik op jou voete. Ek gaan 'n gebed doen vir elkeen wat vanmôre opnuut wil seker maak. Ek staan vanmôre. Ek kniel by die kruis. Ek wil seker maak my saak is reg. Here, daar's nie meer tyd nie. Ek kan nie speel nie. Ek sien wat besig is om te gebeur in die wêreld. Ek sien eindtyd gebeurtenisse wat in plek val. Ek wil seker maak my saak is met U reg. My God, ek het alles probeer op my eie, dit werk nie. Vanmôre wil ek Jesus Christus 'n kans gee. Kom neem vanmôre my lewe. Neem vanmôre beheer van my omstandighede. Neem vanmôre my gedagtes, neem my werke, neem my mond, my oë, my ore, neem dit in U besit. Neem dit onder U beheer vanmôre, Vader. Neem my huwelik vanmôre in U hand, neem vanmôre my verhoudings in U hand. Neem vanmôre alles wat ek het in U hand. Ons erken en bely vanmôre, Here. Ons erken dat Vader het gekom en het die ruiltransaksie aangegaan. En Jesus het die sonde op hom geneem om ons vry te koop en daarom is hy en hy alleen waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak. Halleluja! Glory to God! Hy alleen is waardig, hy alleen is werd. Die woord beskryf hoe Johannes kyk en hulle vra wie sal gaan. En hy raak bewoe, want wie is dan so groot, wie is waardig? Maar daar staan een op, hy sê, hulle sê vir hom, moenie nou vrees nie, kyk, daar's die lam van God. Hy is waardig om te gaan betaal vir die prys vir ons almal. Maar Here, my dankbaarheid is dat Jesus het nie daardie sonde op hom geneem en hy het gaan sterf. En hy dood gebly nie, nee. Die doderyk kon hom nie hou nie. Dis vir my so mooi, Here, so betekenis, want toe hy daardie sonde vat en hy bely voor die Vader het deur te sterf, en hy weet hy moet sterf en die sonde moet afgesterf word, is dit vir my so teken van ons belydenis, die oomblik wat ons gaan en ons bely dit voor U. Toe staan hy op, oorwinne God, sonder sonde, sonder enige van hierdie goed se hou vas, en hy oorwin graf, hel en dood, en vanmôre weet ek, wanneer ons sondes bely, sê die woord, is U getrou en regverdig om dit weg te neem, en ons van alle sondes te reinig en te heilig, en vanmôre is ons nie meer sondaars nie, maar ons is gered deur die genade van God in Christus Jesus. Vanmôre word ons verhoog, vanmôre word ons opgetel, vanmôre het die vyand nie meer reg om 'n klag teen ons te lê nie, want daardie klag is van die rol geskraap deur die groot regter. Daardie klag
is afgehandel. Daar staan paid in full. There's no more debt to be paid because I've paid it all. Jesus paid it all. Hallelujah. Vanmôre, Here, wil ons as volk kom. En ons wil elkeen waar ons staan nou erken en bely. Daar waar jy is, kan jy saam met my hierdie gebed bid. Jy kan bid soos die Gees jou spontaan lei, maar jy kan saam met my bid as jy nie weet hoe nie. Bid vanmôre, Here Jesus Christus. Ons erken en bely U as ons persoonlike verlosser en saligmaker. Dit wat ons is vanmôre is genade. Wat ons het is aan ons geleen. Ons vra nou U Heilige Gees, kom in ons lewens in. Kom bring die Christus gestalte na vore, sodat ons voluit vir Jesus kan lewe. He died for me, that's why I want to live for Him. Ek bid nou vanmôre, Here, dankie dat hierdie volk opnuut vanmôre ons saak met God kon regmaak. Dankie dat elkeen opnuut vanmôre Jesus kon erken en bely as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. En ek bid op hierdie oomblik dat elkeen nou sal versterk, elkeen sal seën, elkeen sal optel, elkeen sal inspireer en elkeen sal aandoen met die krag en met die heerlikheid soos nooit vantevore nie. Want ek weet vanmôre wat ek weet, as U vir ons is, wie kan teen ons wees? Halleluja, halleluja. Ons is opgewonde, want ons koning Jesus lewe. Ons is opgewonde om U weer te ontmoet. Hy het gegaan om plek voor te berei. U sê as dit nie so is, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. En wanneer dit gereed is, kom ek om julle te kom haal. Want julle is myne, duur gekoop deur die bloed van Jesus. Ons dank U daarvoor, Vader. Word nou verheerlik. Seën elkeen en bereik die doel soos wat U kan en wil. Ons aanbid U en ons bely in Jesus naam. Amen en amen.